Goeiemôre almal, baie welkom vanmôre. Lekker om weer by mekaar te wees, lekker om weer die woord te deel. En wat 'n voorreg is dit nie om God se kinders te wees nie, om 'n Vader te hê wat vir ons omgee, wat vir ons lief is en wat getrou is en toegewyd is. Een wat ons nooit ooit in die steek sal laat nie, een wat ons nooit sal begewe of verlaat. Wat 'n voorreg. Kom ons sit so dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie oggend dat ons in U naam by mekaar kan wees. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het. Dankie dat U ons daagliks leer en U weer bekend maak. Here, U het ons hier op hierdie aarde geplaas en Here, U het 'n wil en 'n doel en 'n plan met ons lewens. Maar Vader, dit is vir ons belangrik om U plan te ken. Dit is vir ons belangrik om U hart te ken, Here. En daarom wil ons bid vanmôre. Praat U met ons, Here. Deel met ons dit wat ons nodig het om op hierdie aarde 'n verskil te maak, om U koninkryk te laat kom, sodat mense Jesus kan ontmoet. Want op die einde van die dag, Here, weet ons, dit is dis waar alles gaan. Ons eer U vanmôre. Seën ons, Here, en spreek U in ons harte in. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, so vanmôre gaan ek oor 'n onderwerp praat. Ek gaan gesels oor nederigheid. Nou dit is miskien nie 'n baie gewilde onderwerp nie. Ek dink dit is iets waaroor mense baie preek nie, maar ek het net hierdie afgelope tyd tot die besef gekom dat nederigheid vir God baie belangrik is. Dat nederigheid vir God vir ons Vader 'n sleutel is. Dit sluit dinge oop en dit is so belangrik vir ons. Goed, so ek wil gesels oor nederigheid voor God. Dat God ons wil nederig voor hom hê. En ons gaan vandag kyk na wat is nederigheid en wat is dit nie. En wat doel God by nederigheid? Ons gaan dan noodwendig ook gesels oor die teenoorgestelde van nederigheid wat hoogmoed of arrogansie of iets in daai lyn is, in daai omgewing is, selfaangewese, onafhanklik ensovoorts. En dit is waar ons vandag gaan gesels. So eerstens wil ek begin en ek wil sê, nederigheid is nie. Okay, wat is nederigheid nie? Nederigheid is nie onwaardigheid nie. Dis nie dat jy nie waarde het nie. Dit is nie dat God wil hê dat ons self vir hom verneder en sy kinders afhanklik van hom wees en dat dit ons onwaardig maak nie. Ons is vir God kosbaar. Al is ons nederig en ons gaan net 'n bietjie meer daarna kyk. Dit beteken nie ons is onbevoeg nie. Dit beteken nie iemand wat nederig is pateties, hy kan niks doen nie. Dit beteken nie ons is nutteloos nie. Ons het 'n doel en God het 'n plan met ons op hierdie aarde te midde van nederigheid. Dit beteken nie ons is hulpeloos nie. Dit beteken nie swakheid nie. En dit beteken ook nie dat iemand wat nederig is nie moed of dapperheid het nie. Nederige mense doen soms die mees dapper dinge wat daar is. Inteendeel, dit is meeste van die tyd die geval wanneer daar dapperheid of iets op die tafel is dat dit iemand is wat nederig is. Hoekom is dit so? Want nederigheid vloei en die begin van nederigheid is afhanklikheid. Dis die besef dat ek het God nodig. Ek kan nie op myself funksioneer nie. Wat ook al te doen is 'n direkte gevolg en 'n produk van God in my lewe. Dit impliseer sagmoedigheid. Dit impliseer dat ek nie hoogmoedig is nie, dat ek nie myself beter beskou as ander mense, dat ek ander mense nie hoef te veroordeel nie. Dit beteken dat ek beskeie is, dat ek weet wanneer dit nodig is om te praat en wanneer om nie te praat nie, wanneer om iets te sê en wanneer om nie te sê nie. Dit impliseer gehoorsaamheid en ons gaan al hierdie dinge so 'n bietjie vanmôre deurkyk en kyk hoe hierdie kaarte aan mekaar pas. So vanmôre wil ek begin en ek wil graag vir ons 'n stukkie lees uit Filippense hoofstuk 2 en ek gaan vir ons daar lees vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig. Hy het homself verneder, hy het homself leeg gemaak van sy eie vermoëns en krag en goed. Hy het homself ontledig, en ek gaan dit verder lees, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Dink mooi daaraan, ons lees hierdie so maklik. Jesus Christus het gekom, en sy gesindheid was die van 'n diensknegt, om te dien, nederig, onderdanig, sagmoedig,
Dit was sy hart, dit was hoe hy was. En die uiterste, ultimate doel wat ek en jy het, is om soos Jesus te wees. Nou, ons is almal verskillend, ons het almal 'n verskillende roeping, God het 'n verskillende doel, ons het almal verskillende persoonlikhede wat aanpas by God se roeping in ons lewe. Maar hoor mooi, hierdie is die basiese beginsels. Die beginsel van diensbaarheid. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus was gelyk aan mens, hy was nie beter of slegter of hoër of laer nie, hy was gelyk. En ouens, dis 'n uitdaging vandag. Daar's soveel dinge wat ons wil verdeel. Daar's soveel dinge wat ons uitmekaar uit wil dryf en ons is reg, julle is verkeerd, hierdie is goed, daai is sleg en ensovoorts. Daar is soveel faksies en druk uit verskillende oorde uit wat mense wil verdeel, terwyl ons gelyk voor God staan. En Jesus het aan die mens gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Hoor mooi, hy het homself verneder. Jesus was nie verneder nie, hy het homself verneder. Deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En hoor net mooi vers 9. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, wat in die hemel en wat op die aarde is en wat onder die aarde is. So ons lees hierso en ons vind 'n gesindheid, 'n benadering, 'n siening van die lewe. Diensbaar, gehoorsaam, afhanklik van sy Vader, nie eie wys nie. En die een van die belangrikste aspekte wat ons hiermee moet deel, is dat hy het homself dit gedoen. Jesus was nie geforseer om nederig te wees nie. Die Vader het nie, wil ek amper sê, 'n ultimatum aan hom gestel nie. As jy nie dit doen nie, gaan ek dat doen. Dit was sy eie keuse om nederig, diensknegt, afhanklik van God te wees, nie eie wys nie. Jesus sê self, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van my Vader. Hy sê, net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Jesus het nie gekom en soort van sy eie, aan amper sy stempel kom afdruk nie. Jesus het besef dat sy lewe vloei uit sy Vader uit. Hy is hier om sy Vader se wil te doen. En so is ons, ouens. Ons is hier om die wil van die Vader te doen. Ja, daar is soveel hartseer en pyn en foute en tragedie en trauma op hierdie aarde. Maar God is in beheer en God verwag van ons om voor hom te kom kniel in afhanklikheid. Nie in pateties wees of onbevoeg of onwaardig hier soos 'n deurmaatjie voor die deur kom lê nie. Nee, maar om met vrymoedigheid na die troon van genade, met vrymoedigheid te kom en sê, Here, ek wil my knie voor U buig. Soms buig ons knie voor God, hoor mooi, omdat ons desperaat is, omdat ons nie meer weet wat te kant toe nie, omdat die dinge van die lewe te veel raak. Maar ouens, hoor net mooi, soms moet ons op die kruin van ons lewe, wanneer alles goed gaan, wanneer alles werk, wanneer die projekte deurkom, wanneer die besigheid floreer, dan moet ons uit ons eie wil uit, ons eie knie voor God buig, in nederigheid. Ek buig my voor U. Here, U is die bron. Sonder U is niks moontlik nie. En dis wat Jesus hier vir ons kom probeer leer. Hierdie gesindheid moet in julle wees. As vooruitgang en sukses die vrug is van om op ons eie krag en insig staat te maak, dan sal dit nie einduit geseënd wees nie. Ons sien soveel keer, byvoorbeeld 'n sakeman, hy kom, hy doen sy ding, hy's 'n sukses en dan val alles in duie. En so gaan dit aan. Nou wil ek sê, dit beteken nie noodwendig dat die persoon nie nederig is nie en dat dit uit hoogmoed uit is nie. Die lewe draai en die wiel draai, maar ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Dat iemand wat op eie insig staat maak, wat dink, dis ek wat dit moet doen ensovoorts. Iemand wat nie afhanklik kan wees nie, maar wat voel hy moet onafhanklik wees. En dis baie keer nie, wil ek sê, slegte mense, dis baie keer mense dis baie keer aangename goeie mense, maar daar's iewers 'n foutjie en ons gaan vandag daarby uitkom. In 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 15 tot 17 praat die Here met ons hier oor 'n interessante ding en hy sê dat ons nie die wêreld moet lief hê nie. En ek lees dit graag vir ons 1 Johannes hoofstuk 2. Hy sê daar so, moenie die wêreld lief hê en die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou wil ek hier iets sê. Wil God hê jy moet suksesvol wees, want God wil hê jy moet oorwinning bereik. Hy wil hê jy moet sy doel met jou lewe bereik, wat dit ook al mag wees. En soms verskil ons doel, ons reis, die intriges van ons reis, die inhoud van ons reis, verskil van mekaar. En soveel keer kan 'n ou na die wêreld kyk en sê, Here, maar hoekom kan daai ou dit en daai ou dit en daai ou dit? En die Here sê, maar Wimpie, ek het jou geroep, ek het 'n plan vir jou lewe. Kom spandeer tyd met my en kom vind uit wat wil ek met jou doen. En nie net soos in 'n beginselvorm nie. Wat wil ek vandag in jou lewe met jou en deur jou doen sodat die koninkryk van God kan kom, sodat mense Jesus kan leer ken. Dit is die doel, ouens. Dis hoekom ons hier is. Ja, ons eet en drink en ons ry en ons geniet ons motorfietsse en ons geniet ons kinders en ons familie en dit is waar. Maar agter alles is 'n afhanklikheid en 'n nederigheid teenoor God om te weet hy hou alles in stand. Goed. Die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van die Vader doen, sal vir ewig bly. OK. Die wêreld, sonde en mense wil ons ook verneder, maar hulle gebruik 'n ander tegniek, 'n ander taktiek. En ek wil amper sê die dinge van die wêreld, die duiwel, die dinge van die duiwel se planne. Hy het gekom om te steel, verwoes en te vernietig. OK? So hoor mooi. Hierdie elemente, sonde, wanneer sonde groei en vrug voortbring, bring dit die dood voort. Dit bring hartseer en pyn voort. OK. So kyk wat doen sonde, die wêreld en baie keer mense wat nie in lyn is met die Here nie en wat nie verstaan waaroor God se plan gaan nie. Weet jy wat gebruik hulle? En wat is vir hulle 'n wonderlike, kan ek amper sê, 'n mylpaal? Hulle gebruik, en ek gaan die Engelse woord gebruik, humiliation. Hulle wil jou humiliate. Hulle wil jou nie nederig maak nie. Hulle wil jou humiliate. Nou hoor mooi. Humiliation beteken die volgende: om in die verleentheid te stel, om te verkleineer, om minderwaardig te maak, om te beledig en om te veroordeel. Dit is wat die wêreld gebruik. As ons nie onsself voor God verneder nie, as ons nie onsself ons eie knie in afhanklikheid voor God buig nie, hoor mooi, dan is die alternatief humiliation. Want dis wat gaan gebeur. Hy wat op sy eie insig staat maak, kan nie suksesvol wees nie. God wil hê dat ons nederig moet wees, maar hy gebruik nie humiliation. Ek wil amper sê, daar's nie 'n lekker goeie Afrikaanse woord vir humiliation nie, want hy het 'n baie bepaalde betekenis. Hy gebruik nie humiliation nie. In Jakobus 4 vers 10 sê die woord vir ons die volgende: verneder jouself voor die Here en hy sal jou verhoog. God wil nie hê dat jy voor hom moet lê en voor hom moet wees in onkundigheid, onwaardigheid, dat jy verneder en verkleineer en in verleentheid moet wees nie. Ja, ons is soms in verleentheid voor God, want soms het ons misgetrap, soms het ons verkeerd gehoor, soms was ons net blaatant moedswillig, soms het ons net nie geluister nie, ons was ongehoorsaam, en dit bring vir ons verleentheid, maar dit is in die binnekamer tussen jou en God, en jy kan dit met hom praat, jy kan jouself voor hom verneder, en jy kan vir hom sê, Here, ek is jammer, en dan bring God herstel, en genesing, en hulp, en genade, waarsonder ons nie kan lewe nie. Wat het die wêreld om na uit te sien, as hulle misstrap? Is daar genade? Ek wil iets gou sê, ek glo, dis net wat Wimpie sê, ek glo die Here se genade is nog op die wêreld ook, want as dit nie was nie, was ons almal dood. Ons sou nie hier kon wees nie, as God ons nie genadig was nie. So, ek wil net sê, ek dink, baie keer in my lewe voor ek Jesus geken het, as dit nie vir genade was nie, sou ek nie vandag hier kon gestaan het nie, want God is goed. So, kom ons kom net terug, verneder jouself. Die Here wil nie jy moet verneder word nie, hy wil jy moet jouself buig, jy moet jou eie knie buig, uit jou eie wil uit, dis jou eie keuse en jou eie begeerte.
So deur vrywillig my knie te buig, in afhanklikheid voor God, en deur gehoorsaam, nederig en sagmoedig te word, bring dit goddelike nederigheid. So ek gaan vrywillig, ek gaan in my binnekamer en ek gaan buig my voor God. Kom ons sê, dit is aan die slegte kant van die lewe, dan kom pleit ek by God, ek vra vergifnis, ek kom deel my hart met hom, en ek vra hulp. Kom ons sê, dit is aan die goeie kant, wat dinge mooi loop en alles is lekker en reg, dan is dit in dankbaarheid, in nederigheid, in afhanklikheid van God, wat ek sê, Here, dankie vir u wonderlike liefde, genade, goedheid, guns in my lewe. Ek besef, dis nie ek nie, maar dis u. Dis u genade in my lewe. En dit is so belangrik. Nederigheid en afhanklikheid loop hand aan hand. Nederigheid kan nie bestaan sonder afhanklikheid nie. En dis 'n groot beginsel hierdie. En ek dink dit is hoekom daar in die wêreld so baie ongelukkigheid is. Want julle weet, 'n mens wil nie afhanklik wees nie. 'n Mens wil nie afhanklik wees nie. Ek wil my eie ding doen. Ek wil niemand anders in die oë hoef te kyk nie. Partykeer is dit okay. Phone a friend, dis alright. Maar ek wil nie geforseer word om afhanklik van mense en omstandighede en dinge te wees. Ek wil onafhanklik wees. Dan is ek in beheer, ek kan voorspel en ek kan die toekoms mooi in plek sit. En ouens, dit is baie overrated, onafhanklikheid, want dit bestaan nie regtig nie. Okay, so die erkenning en die wete van afhanklikheid produseer nederigheid. Right. Onafhanklikheid van God is een van die basiese beginsels van sonde. Sonde vloei uit 'n begeerte vir onafhanklikheid. Nou, dit is 'n groot konsep hierdie, maar kom ons kyk net so 'n bietjie daarna. In Genesis 3, die duiwel mislei vir Adam en Eva deur leuns, en hy sê, as julle van die vrug eet, dan sal julle oë oopgaan, julle sal soos God wees, julle sal goed en kwaad kan ken, en al daai dinge. Alright. En hy mislei hulle deur te dink, hy prikkel hierdie gedagte by hulle, julle gaan dan op 'n plek wees wat julle nie die Here gaan nodig hê nie. Julle gaan julle self kan help. Miskien gaan hy julle so hier en daar 'n bietjie help. Miskien is dit wat ek weet nou nie, maar hier's wat gebeur. Onafhanklikheid word gebore. Jy gaan nie meer die Here nodig hê nie. En Adam en Eva in hulle onkunde gaan en hulle eet van die boom en sonde dring die wêreld in. Wat was die eerste vrug van sonde? Skaamte, vrees en minderwaardigheid. Hulle kruip weg, hulle is nie goed genoeg nie. Die vorige dag was alles nog reg, hulle was saam met die Here, daar was blydskap, daar was tevredenheid, daar was alles was in plek vir die mens, en binne 'n oomblik verander dit na minderwaardigheid, skaamte, nie goed genoeg nie, bang wees, wegkruip vir God. Okay, en dis presies wat hier gebeur het. So, onafhanklikheid gaan saam met vrees, onwaardigheid en skaamte. Goed, so, hoe lyk 'n trotse, hoogmoedige hart? Hoe lyk 'n hart van iemand wat nie nederig wil of kan wees nie, vir watter rede, wat nie sy knie wil buig nie? En ek wil sê, daar's baie keer onkunde betrokke, mense weet nie dat hulle moet nie, hulle weet nie, hulle kan nie, hulle weet nie hoe nie. En daarom moet ons hulle leer, en ons is daarom saam met hulle die pad te loop, in baie gevalle. Goed, 'n hart wat trots is, sê die volgende woorde, my way. Dis my pad. My way or the highway. Dit is hoe ek het doen, en as jy het nie saam met my wil doen soos ek het doen nie, wil ek niks met jou te doen nie, en dit is amper asof ek verhoog myself oor mense wat nie wil doen wat ek wil doen nie. Goed, ek is die hoofkarakter van my storie. My lewe gaan oor my. Alles wat ek doen is ten bate van my. En as ek in enigiets wat ek doen nie voordeel uit dit kan trek nie, hoekom doen ek dit? Okay, daar's nie diensbaarheid nie. Daar's nie nederigheid nie, daar's nie sagmoedigheid nie. Daar's nie 'n ander doel sien as my eie gewin nie. Goed. Afhanklikheid aan God of mense bring ongemak en weerstand. Die oomblik wat mense wat op hulle eie insig staat maak, wat nie die Here ken nie, wat nie weet hulle kan die Here vertrou nie, selfs soms, daar sommige mense wat die Here wel ken, en steeds in onkunde lewe, en nie weet dat hy homself kan verneder voor God nie, dat hy in nederigheid voor sy God, sy Vader kan gaan en kan genade en hulp vind vir die probleme van sy lewe nie. Right,
Ek sal myself help, sê hierdie ouens. Ek moet myself help. Ek kan nie ander mense vertrou nie. En ek weet soms doen dit self is maar die beste ding, anders moet jy dit oordoen. Maar baie keer gebeur dit, maar ek praat van 'n oordrewe sin van ek sal dit self doen en ek sal kyk dat alles reg is. En as ek nie in beheer is nie, werk dit nie. En dit gaan ons maar basies oor beheer. Hulle sukkel om hulp te vra. Goed, so kom ons kyk bietjie hoe lyk 'n hart van 'n afhanklike persoon. Iemand wat afhanklik, nederig is en wat besef dat hy die Here nodig het en wat na die Here toe gaan en homself verneder. He humbles himself before God. Hy buig self sy eie knie voor God. Hy word nie geforseer nie. Hy laat nie toe dat die wêreld hom humiliate voor hy sy knie buig nie. Hy gaan self in sy binnekamer. Hy gaan sê, Here, ek het dit gemis. Here, hier's 'n ding wat my pla, hier's 'n ding wat ek nie verstaan nie. Hier's 'n ding, ek kom nie reg met dit. Here, ek weet wat U vir my sê, maar ek kry dit nie reg nie. Dit is nederigheid. Dit is om jou eie knie voor God te buig. Dit is nie om te sê, ag Here, ek verstaan hierdie ding, so ek gaan maar net my eie ding doen nie. Of Here, ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om wat die sê nie, ek gee nie om wat daai sê nie. Ek gaan dit so doen. Jy sien, dis eie wysheid ensovoorts. Iemand wat nederig en afhanklik voor God is, gee oor aan God. En hierdie is nou baie belangrik om te hoor. Daar's 'n verskil tussen oorgee en opgee. Opgee vloei uit hulpeloos, moedeloos en ek het die einde van my pad bereik. En baie keer in daai omstandighede voel mense om op te gee. Maar hier's wat God sê. Baie keer vat die lewe ons na daai plek toe. En dan is dit nie opgee nie. Dis nie ek is niks nie, ek's nie goed genoeg nie. Dis as my eie fout of mense het my in die rug gesteek of mense se skuld dat ek hier sit ensovoorts. Julle ken die storie. Weet jy wat doen dit? Dit gee oor. Here, hier is ek gee my lewe aan U oor. Ek het nodig dat U ingryp, help. Here, praat met my, wys my, wees my genadig. Dis die hart van 'n afhanklike, nederige persoon. Besef sy behoefte. Iemand wat nederig en afhanklik is, besef die behoefte van, hoor mooi, hy besef, hy het 'n verlosser nodig. Hy besef dat in die lewe gaan hy verlos moet word van goed. Daar gaan verlossing moet wees, wat bo natuurlik is, nie my vermoë nie. Ja, ek en jy gaan die nuts and bolts doen, ons gaan die kursus bywoon, of ons gaan die medikasie gebruik, of ons gaan dit doen, of ons gaan dat doen. Ons gaan deel wees van hierdie proses, maar God doen die werk van verlossing. God red ons eerstens van sonde, dan red hy ons van die gevolge van sonde, dan red hy ons van omstandighede waarin ons betrokke raak en waardeur die pad van die lewe ons vat. Selfs die wil van die Here het ons soms nodig om redding te kry vir die dinge van hierdie wêreld. Ons het 'n helper nodig. Ek het hulp nodig. Ouens, dis seker een van die moeilikste goed om te sê. Help my. Help my. Help my impliseer ek kan nie myself help nie. Help my impliseer, Here, ek weet nie, ek ken nie, ek weet nie hoe nie, maar dit is teenoor die Here. Goed, dit impliseer of 'n afhanklike, nederige hart verstaan dat hy voorsiening nodig het, dat dit wat na hom toe kom, die genade van God is. Elke goeie gawe daal van my Vader af neer na my toe. Dis nie my verdienste nie, dis nie wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, en dit speel 'n rol in hierdie verband, maar voorsiener het ek nodig. Nederige mense is soos 'n kurk waarop ander kan druk. Nou, ek praat nie van misbruik nie, ek praat nie van om sonder grense te lewe en ander mense doen met jou net wat hulle wil heeltyd nie. Maar mense wat se harte nederig en opreg voor God is, laat toe dat God hulle soos 'n kruk gebruik. Hulle kan met 'n kruk loop tot by die plek waar Jesus hulle help. Nederige mense is soos hulle sal iemand op 'n stretcher, sorry vir die Engels, hulle sal op 'n stretcher dra na Jesus toe waar Jesus vir hom kan bid. So alles gaan nie oor my nie. Ek is soms die draer van ander mense sodat hulle oorwinning, sukses en wat ook al hulle nodig het kan verkry. Ek gaan niks daaruit kry nie. Niks. Behalwe die vervulling daarvan dat ek deur God gebruik kon word. En dit is so belangrik. Ek dink dis een van die goed wat mense moet besef dat die wete dat God my kon gebruik doen vir my so baie. Dit doen vir jou so baie as jy kon help vir iemand om oorwinning te bereik. Goed.
Nederige mense maak nie alleen staat op hulle eie insig en hulle vermoë nie. Hulle ken God in al hulle weë. Dis Spreuke 3 vers 3 tot 5. Ken die Here in al jou weë. Ken die Here in al jou weë. Amen. Dis hoekom die woord sê bid sonder ophou. Ek bedoel, jy kan nie ophou bid nie. Wanneer gaan jy ophou bid? Want wanneer gaan ek en jy ophou bid? Want dan gaan ek nie die Here in hierdie kant ken nie. So, ken hom in al jou weë, elke oomblik, elke dag, elke minuut van jou lewe. Ken hom daarin. Raadpleeg hom. Vra hom. Wees afhanklik van hom. OK. Goed. Hulle verstaan en waardeer en weet dat hy sonder genade nie kan lewe nie. Ek wil hierdie verbintenis maak. Nederigheid is gekoppel aan genade. Nederigheid sê die volgende: byvoorbeeld kan 'n persoon sê, ek is 'n begaafde mens, God het my wonderlike talente en gawes gegee, en ek gebruik hierdie talente en gawes wat God my gegee het, om sukses te behaal. OK? Maar 'n nederige, toegewyde afhanklike hart besef, dat die vrug van my talent is die genade van God. Sonder God se genade sal daar vrug wees, maar dit gaan nie hou nie. Sal daar vrug wees, maar dit gaan nie gelukkig maak nie. Sal daar vrug wees, maar dit sal nie die doel van God bereik, wat het veronderstel was om te bereik nie. Ek wil afsluit en ek wil die volgende paar gedagtes net deel. Nederigheid is die krag vir die lewe waarna so baie mense soek. Hoor mooi, nederigheid is nie 'n swakheid nie. Nederigheid is nie 'n wat sal ek sê, dis 'n deficiency nie. Dis nie dat ek iets kort kom nie, daar's fout met my, ek moet nederig wees. Nee. Nederigheid is die absolute dapper besef dat my sukses is aan God toegeskryf. My toekoms is aan God toegeskryf. My uitdagings en my probleme se oorwinning is aan God toegeskryf. En nie aan my eie vermoë nie. Ek hoef nie onafhanklik van God soos Adam en Eva te kan lewe nie. Dit breek daardie hou vas van sonde, van skaamte, van minderwaardigheid en van onwaardigheid en van vrees. En hoor mooi, dit is hoekom die wêreld nie kan nederig maak nie, maar humiliate. Die wêreld wil mense altyd in die verleentheid stel. Hulle wil hulle verkleineer, hulle wil hulle minderwaardig maak, want dan voel hulle beter. En dit is nie noodwendig so, dit klink vreeslik as ons dit so sê nie, maar dit is hoe dit is. As ek besig is om te verdrink, dan druk ek die aanhou af sodat ek kan opgaan. Maar weet jy wat, ons is nie besig om te verdrink nie. Ons het 'n God in wie se hand ons lê. Ons hoef nie mekaar te verdrink sodat ons kan lewe nie. Daar's hierdie gesegde wat sê, blowing out someone else's candle will never make yours shine brighter. En ons kan dit weet, niemand anders kan jou vrede, jou vreugde, jou geluk, jou seëninge steel nie. Amen, hoor net mooi, ek wil jy moet mooi hoor. Niemand kan jou seëninge steel nie, want dit gaan beteken, hulle moet in die hemel ingaan na God toe, en hulle moet by God, ek weet nie wat doen nie, maar hulle moet, want God se seën vir jou lewe, kom van hom af na jou toe. Elke goeie gawe daal van God af neer. So om te dink en te dink, daai ou het my te nagekom, so hy het my seën gesteel. Daar's niks op hierdie aarde wat groter as God se genade, goedheid, voorsiening en vermoë is nie. As iemand jou R100 steel, nou hoor net mooi, is dit nou lekker? Nee. Is dit sleg? Is dit al die goeders? Ja, verseker. Maar my heenkome is my Vader. Here, 'n dief het ingebreek en my R100 gesteel. So wat gaan die Here doen? Die Here gaan jou vergoed. Die Here gaan na jou toe kom. Hy gaan jou help en hy gaan jou dra deur die tyd van gebrek, wat miskien gevolg is van 'n dief wat ingebreek en steel het. Maar weet jy wat? Ek en jy kan maar die dief vang en by die dief ons R100 probeer te kry. Wat 'n dief betaal mense by wie hy gesteel het? Nee, geen dief doen dit nie. Hulle doen dit nie. So om by 'n dief die geld te kry, of te dink as ek die dief afdruk, gaan ek opgaan, gaan nie gebeur nie. En dit is so belangrik om dit te weet. Goed, dan wil ek net hierdie 2 skriffies gee. Hebreërs 4 vers 16 sê, dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan, om hulp op die regte tyd te kry. Daar is 'n regte tyd. En ouens, soms
is ons tyd nie die Here se tyd nie, nie soms die meeste van die tyd. Baie keer, as ons bid, dan gebeur dit dadelik en ons dink, wow, dis awesome. Maar baie keer bid ons en dan gaan daar 'n tyd verby voordat dinge gebeur. Ek wil jou sê, gaan in nederigheid voor jou Vader. Miskien is jy gefrustreerd en want jy wag vir die antwoord op 'n gebed. Gaan sê dit vir die Here. Gaan sê vir hom, Here, my hart is onderste bo. Here, ek verstaan nie, ek weet nie. Praat met die Here. En natuurlik, ons is ook aan mense hulp verskuldig. Die Here sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. God het ons nou maar eenmaal gemaak om mekaar te help. Hy in ons en dan hy deur ons. So 'n mens word nooit my bron nie, God bly my bron. Maar hoor mooi, God gebruik soms mense om ons te help. En as ek nie kan toelaat dat mense my help nie, dan weerhou ek die Here om my te help. Okay. Dan die laaste versie is Jakobus 4 vers 10. Ek het hierdie boodskap se naam is die krag van nederigheid. En aan die begin dink ek, krag van nederigheid, jy's nederige mense is daaronder, hulle is so half hulpeloos en nutteloos en al daai goed. Nee, jy sien hier's waar die krag lê. Verneder jouself voor die Here en hy sal jou optel. Die Here sal jou verhoog. En hoor mooi, as verhoging van die Here afkom, kan niemand dit keer nie. Geen duiwel nie, geen mens nie, geen niks nie. Verhoging van God af is soewerein, dis bonatuurlik, dis krag. En ja, op die aarde is daar mot en roes en diewe en al die goeders. Maar God se seën kan niemand weghou nie. En ek dink dis waarna ons soveel keer soek. Ons soek na die seën van die Here, die geskenk van God, maar ons dink ons is op onsself aangewese om dit te kry. Ek moet dit kry, ek moet dit soek, ek moet dit vind, en ek is verantwoordelik om dit te doen. Ja, die Here gaan jou verseker op verskillende paaie lei en vir jou vra om sekere goed te doen, maar hoor mooi, die verkryging van God se seën en sy genade, sy bonatuurlike liefde in jou lewe. Hoor dit, vat dit en ontvang dit vanmôre. God self sal jou verhoog. Wat is ons werk? Om onsself voor God die knie te buig. Om onsself voor die Here neer te lê, soos wat Jesus gedoen het. Hy het homself verneder deur gelyk te word aan 'n mens. 'n gesindheid van 'n diensknegt het hy gekom om gehoorsaam te dien en vir ons 'n dood te sterf wat ons nie kon sterf nie. Prys sy wonderlike naam. Mag die Here hierdie woord aan jou hart seën. Mag die Here vir jou 'n oorwinning gee van dat om ons knie te buig is nie in nederlaag nie. Ons op tyd dink ek buig my knie voor niemand nie. Ek buig my knie voor God. Ek hoef nie in 'n nederlaag te wees. Ek doen dit as ek in die toppunt van die oorwinning is, buig ek ook my knie. Enige tyd voor God. So mag die Here jou seën. Kom ons sit so dan bid ons net saam. Vader, seën asseblief hierdie woord aan ons harte. Geef ons die kapasiteit, die vermoë om dit te hoor en om dit te doen, om u gehoorsaam te wees, om voor u almagtige troon te kan buig en te kan, sonder dat ons bang is, sonder dat ons onwaardig is en sonder dat ons vol vrees is. Here, help ons om nie te wag tot daai goed kom nie, want ons weet daai goed groei uit sonde uit. Uit sonde uit maak dit ons bang, onwaardig en ons voel minderwaardig, ons wil wegkruip. Here, dat ons sal weet dat ons in alle omstandighede na u toe kan kom. U het selfs gesê, as jy vermoeid en belas is, kom na my toe. Dankie Vader God vir u wonderlike liefde. Ek prys u en ek seën en bid u genade oor elke persoon, seën hulle, raak hulle aan en hou u hand oor almal van ons en word u in ons lewe verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Prys sy naam, hê 'n wonderlike dag en weet jy is 'n blessing vir iemand. Amen.